Goeienaand vriende en baie welkom by hierdie Woensdag aand se aanlyn geleentheid. Ons vier vandag die 17de Februarie 2021 as Woensdag. Nou baie mense vra, wat is ons Woensdag en waarom vier ons dit in die kerk? Graag wil ek vir jou vanaand 'n antwoord kom gee, 'n baie meer wyeer antwoord deur die volgende prentjie vir jou te wys wat die kerklike jaar en die verskillende seisoene aandui. Kom ons kyk daarna. Ons begin by Advent daar aan die linkerkant. Die eerste seisoen waarvan Kersdag die hoogtepunt van Advent is. Die woord Advent is afgelei van die Latynse woord wat koms beteken en verwys na die koms van Christus. Sy eerste koms sowel as sy tweede koms. In die Adventtyd vier ons God se ingryp in die geskiedenis van die mensdom, om alles wat stikkend is weer heel te maak deur die geboorte van sy seun Jesus Christus as mens. Ons sien dan ook met hoop uit na die tweede koms wanneer Jesus as koning terugkeer. Advent begin 4 Sondae voor Kersfees en fokus op die geskenke wat Jesus vir ons gebring het, naamlik hoop, vrede, vreugde en liefde. Die volgende feesseisoen is Epifanie wat op 6 Januarie begin. Die woord beteken letterlik openbaarmaking of verskyning wat fokus op Jesus se verskyning as mens en begin met Jesus se openbare bediening. Die sentrale gebeure van ons Christelike geloof is Jesus se kruisiging en opstanding en ons vier dit tydens die lydenstyd en Pasen. Ons neem deel aan die lyding, die sterwe en die opstandingsverhaal wat 'n tyd van hertoewyding aan die Here is. Jesus het gely, gesterf en terwille van ons sondes en deur sy opstanding het hy vir ons ook die nuwe lewe kom gee. Met Pinkster vier ons die koms van die Heilige Gees wat reeds in ons woon en op ons geloofsreis kom versterk en begelei en aanmoedig om hierdie nuwe lewe te ontdek en voluit te leef. Die langste seisoenvolg is dan Koninkrykstyd oor 26 weke en veral fokus op die kerk se werk na buite. Die klem val op die verskillende maniere waarop die kerk die koninkryk van God sigbaar en tasbaar in die wêreld maak. Dit alles in kort. Nou waar pas Aswoensdag dan in? Aswoensdag is die begin van die 40 dae van lydingstyd as voorbereiding vir Paasfees. Die hoogtepunt van ons kerklike jaar. Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in 'n vorm van 'n kruis op die voorkop van lidmate gevorm word. Met die woorde: mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer. As is egter nie net 'n teken van ons verganklikheid nie, maar ook vir ons 'n teken van berou. Daarom is die Aswoensdag liturgie 'n geleentheid vir ootmoediging met die oog op die lydingstyd wat voorlê. Die Aswoensdagdiens bestaan uit baie stiltes, voorlesings en ruimte vir 'n refleksie met rustige sang of musiek. En daarom wil ek jou ook vanaand kom uitnooi om saam met my vir 'n paar oomblikke deel te wees van so 'n kort nadenke. Ons gaan begin om eers na musiek te luister. When you come into your
Mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer. Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortreding uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer die blydskap en vreugde belewe. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangerous toils and snares, I have already come.
blind, but now I see. Was blind, but now I see. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. As medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek julle gebede gehoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees elke dag by ons wees. Nou, vandag, môre en ook die res van ons aardse lewe. Amen.